Hartlik goeiemôre geliefdes. Dit is die tweede Sondag van Pasen en ons gaan vandag nadink oor gelowige Thomas. Dalk beter bekend as ongelowige Thomas, maar ons gaan vandag nadink oor sy geloof en sy belydenis van geloof. In 1 Petrus 1 lees ons vanaf vers 3 die volgende: Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan nie. Geliefdes, die Here groet ons wie hy opnuut verwek het, opgewek het tot die lewe en vir ons 'n lewende hoop gegee het. Die Here groet jou en sê vir jou genade, barmhartigheid en vrede. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Johannes hoofstuk 20 vers 19 tot 31, maar ek wil een vers hier uithaal om vanoggend na te dink oor die wet en oor sonde. En die vers is die vers wat Jesus vir die disippels gee, of die woorde wat Jesus aan die disippels gee wanneer hy oor hulle blaas en sê ontvang die Heilige Gees. Dan is daar hierdie volgende woorde: as julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Wat sou Jesus hiermee bedoel? Is dit 'n baie ongemaklike opdrag wat Jesus hier aan die kerk gee? Is dit in die kerk, en die kerk is ons? Is dit in ons hande om sonde te vergewe of mense in hulle sonde te laat? Maar dis egter nie wat Jesus hier bedoel nie. Hier is wel 'n baie belangrike waarskuwing vir ons, die kerk van die Here. So hoe moet ons dit verstaan? Vir Johannes is sonde nie 'n klomp misstappe wat jy doen in jou lewe nie. Nee, wanneer Johannes sy evangelie skrywe en oor sonde nadink, dan gaan dit oor die onwilligheid om Jesus as Here te erken, te aanvaar en te dien. Wanneer jy oorgegee aan die Here lewe, wanneer jy die Here Jesus as Here erken en jou lewe vir hom gee, dan volgens Johannes leef jy nie meer in sonde nie, maar is jou sonde vergewe. Wat Jesus dus hier vir sy disippels sê, moet ons baie mooi raak sien in die konteks van Jesus se verskyning aan sy disippels, as hulle dan vir hulle sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. As julle mense hulle sondes vergewe, is dit hulle vergewe. Ons as kerk is gestuurdes. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons is gestuurdes na die wêreld, na mense wat nog nie die Here ken, wat nog nie die Here dien, wat nog nie hulle lewe aan die Here oorgegee het nie. As ons as kerk hierdie taak as gestuurdes versaak, as ons dit nie doen nie, dan bly mense vasgevang in die mag van sonde en dood. Dis wat Johannes of Jesus dan hier bedoel. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle uitgaan as my gestuurdes, en die mense hulle lewens oorgee aan my, is hulle sondes vergewe. Maar as julle dit nie doen nie, bly daardie mense in hulle sonde. Geliefdes, ons is Jesus se ligdraers. En as ons vanoggend nadink oor wat die Here van ons as sy kinders verwag, hoe die Here wil hê dat ons moet lewe, dan moet ons vir mekaar sê, ons is gestuurdes van die Vader, ligdraers
wat die verlossing wat Jesus vir ons bewerk het, vir mense moet neem, sodat hulle nie langer vasgevang is in die sonde nie, maar vrykom daarvan en die Here Jesus Christus kan dien. Mag die Here ons daarmee help. Die volgende belangrike punt wat ek wil maak vir oggend uit die teks, is ook ons belydenis van ons geloof. Bykans elke Sondag sal ons geloof bely in die Vader, die Seun en die Heilige Gees en God drie-enig. Ons geloof bely in die kerk, een heilige algemene Christelike kerk. Ons geloof bely in die opstanding van die vlees en die ewige lewe. In die Bybel kry ons verskeie geloofsbelydenisse. Die belangrikste of dalk die bekendste is die belydenis van die vroeë kerk wat gesê het Jesus is Here. Maar nog voordat die vroeë kerk hierdie belydenis as ware gebruik, kry ons die belydenis van Thomas. Juis in hierdie gedeelte wat ons vanoggend in Johannes 20 gaan saamlees. Wanneer Jesus aan Thomas verskyn saam met die ander disippels en vir Thomas sê, kom druk jou vinger in die wonde, dan doen Thomas dit nie. Maar hy val neer in aanbidding voor die Here Jesus en hy sê, my Here en my God. Hy bely sy geloof in Jesus as Here. Wat doen hy as hy dit bely? Hy sê, Jesus, U is my Here, so ek gee my hele lewe aan U oor. U het totale seggenskap oor my lewe. Ek is nou totaal afhanklik van U. En geliefdes, dit het implikasies vir elke deeltjie van ons lewens. As ons die Here Jesus Here noem, dan sê ons, hy het seggenskap, totale seggenskap oor my lewe. Dis nie 'n belydenis wat ons halfhartig moet maak nie. Dis nie 'n belydenis wat ons sommer maar net kan aframmel, soos wat ons dikwels doen met die geloofsbelydenis, want ons ken die woorde van kindsbeen af. En ons sê dit dalk onnadenkend. Maar as ons bely dat Jesus ons Here is, my Here is, het dit implikasies vir my hele lewe. As Thomas voor die opgestane Jesus staan, dan kan hy nie anders nie. En so natuurlik ons ook. As ons besef, dis die lewende Here wat deur sy Gees in ons woon, in ons harte, in ons lewens verander, kan ons nie anders as om te bely, U is Here en U is God. U is my Here en U is my God. En U het totale seggenskap oor my hele lewe. Daar's 'n pragtige lied wat sê, ek weet verseker, Jesus is Here. Ek weet verseker, Jesus is Here. Mag hierdie wete ons help om elke dag dit nie net te bely nie, maar dit ook te lewe. Dat ons belydenis in ons lewens grondvat. Geliefdes, kom ons lees vandag se skriflesing saam. Johannes hoofstuk 20, vers 19 tot 31. Ek lees uit die 2020 vertaling. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Nou dis die dag waarop Jesus opgestaan het. Vroeg daardie oggend reeds het Maria Magdalena na die graf toe gegaan toe dit nog donker was. En uiteindelik sien sy die opgestane Jesus en hardloop sy terug en sy gaan vertel vir die disippels, sy het die Here gesien. En nou het die hele Sondag verloop. En is reeds laat daardie aand. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle.
En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. En dan die opdrag, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didymus, wat beteken tweeling, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe in sy naam kan hê. Tot sover. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, wat ons vanoggend weer kan saam lees. Dankie Here dat u woord deur al die eeue nog steeds net so relevant is, as byna 2000 jaar gelede. Dankie Here dat u vir Johannes gelei het om hierdie evangelie te skrywe op so besonderse manier. Dankie Here dat daar 4 verhale is. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, 4 evangelies. 4 mense wat die goeie nuus gaan neerskryf het. Ja, elkeen met so 'n bietjie 'n ander klem, so 'n bietjie op 'n ander manier. Maar Here, dat die 4 evangelies saam getuig van u, en ook saam getuig dat u opgestaan het uit die dood, dat u lewe. Here, en dankie vir Thomas. Ja Here, ons weet nie waar hy was daardie eerste Sondag toe u opgestaan het uit die dood nie. Maar Here, dankie dat u hom nie los nie. Dankie Here dat u hom nie in sy ongeloof verwerp nie. Maar dankie dat u juis ook sy geloof raak sien en antwoord daarop. En dat dit hom bring tot die mees wonderlike belydenis, my Here en my God. Here, as ons vandag terugkyk op Paasnaweek, as ons vandag dink dat ons gevier het, gesê die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Here, maar ons sukkel nog om die opstandingslewe elke dag te leef. Here, ons wil ook soos Thomas die vinger in die spykermerke kom steek, sodat ons waarlik kan weet u lewe. Here, help ons om te glo. Help ons om te bely
en help ons om te lewe, die opstandingslewe tot U eer. Here, seën dan nou U woord as ons dit hoor en verder daaroor nadink, in Jesus naam. Amen. Hoe moeilik of hoe maklik is dit vir jou om te glo dat Jesus opgestaan het uit die dood? Ek bedoel, verlede Sondag het ons opstandingssondag gevier. Ons bely dit gereeld en sê, Jesus leef en ons met hom. Ja, soos ek gebid het, groet ons mekaar, die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. En natuurlik is dit iets wat ons maar net moet glo. Ek bedoel, as Christene staan en val ons geloof eintlik by die opstanding van Jesus uit die dood. En ja, ons het nie soos die ander disippels vir Jesus na sy opstanding gesien nie. Van ons word verwag om nie te sien nie en tog te glo. En dan kan ons dalk so 'n bietjie beter voel oor ons eie twyfel, klein geloof, selfs ongeloof, as ons die arme, ongelowige Thomas se verhaal lees. Jesus vang hom as ware uit. Jesus weet presies wat sy woorde was, wat hy vir sy mededisippels gesê het, toe hulle hom vertel, Jesus lewe. Ek sal nooit glo nie. Thomas se woorde. Ek sal nooit glo nie. Nie tot ek ten minste gevoel het nie. Thomas wil nie net sien nie, hy wil ook voel. En nou glo Thomas daarom. Hy het gesien, hy kon voel, maar hy het nie, maar hy het gesien. En hy glo. Maar nou noem Jesus ons wat nie sien nie, gelukkig. Ons is gelukkiger. Ons is geseënd in Jesus se woorde. Ons wat glo, al het ons nie gesien nie. En tog wonder ek of Thomas nie eintlik die gelukkige een is nie. Ek bedoel, hy het gesien, hy het beleef, hy het ervaar dat Jesus leef. Daarom wil ek vandag nadink oor Thomas se geloof, oor ons eie ongeloof en twyfel. En ek wil sê, Thomas was nie ongelowige Thomas nie, maar gelowige Thomas. En ek wil hê ons moet ons elkeen in Thomas se skoene plaas, want ons is ook Thomas. Met ons twyfel, met ons klein geloof, met ons soms ongeloof. Maar Jesus kom ook vandag nog na jou en na my toe, soos wat hy na Thomas toe gegaan het. En hy kom wys homself vir ons. Hy openbaar homself aan ons. Die vraag is net, bely ons dan ook soos Thomas, my Here en my God? Gee ons ook oor soos Thomas aan die Here en sê, Here, U is waarlik die Here. Dit is eintlik pragtig hoe die Johannes Evangelie eintlik heel wat aandag aan Thomas gee. Thomas se woorde word 'n paar keer direk deur Johannes aangehaal. En ek dink soms lees ons net daarbo oor, want ons ken vir Thomas as ongelowige Thomas, die ene wat nie wou glo dat Jesus opgestaan het uit die dood nie. Maar ons kan eintlik baie by Thomas leer, en op twee besonderse kantelpunte in Jesus se bediening hoor ons Thomas se woorde direk. Eerstens in Johannes hoofstuk 11 vers 16, tydens die opwekking van Lazarus uit die dood. Daar staan Thomas, ook genoem Didimus, soos Johannes dikwels na hom verwys, tweeling. Thomas wys sy lojaliteit toe Jesus na Judea toe wil teruggaan en die disippels vir hom sê, Here, hulle wou U doodgemaak het, ons durf nie teruggaan soontoe nie. Dan is dit Thomas wat sê, laat ons ook gaan, sodat ons saam met hom
kan sterwe. Eintlik ongelooflike woorde uit die mond van 'n disipel, ongelowige of eerder gelowige Thomas. Laat ons saam met hom gaan, sodat ons saam met hom kan sterwe. Die disipels is so besorgd oor hulle eie veiligheid, hulle wil nie teruggaan nie, hulle wil nie na Lazarus toe gaan nie, hulle wil nie na Martha en Maria toe gaan nie. En as Jesus vir hulle sê, dis tyd dat ons moet gaan, dan huiwer hulle. Maar Thomas, hy is bereid om saam met Jesus te sterf. Eintlik ongelooflik. En ja, hy sou ook weghardloop. Hy sou ook die kruisgebeure op 'n afstand dophou. Dalk het hy op daardie opstanding Sondag in die strate van Jerusalem rondgedwaal en self verwyd dat hy nie by Jesus gestaan het nie. Ons weet nie. Maar hy is bereid om saam met Jesus te sterf. Dan hoor ons weer van Thomas in Johannes 14, tydens Jesus se laaste gesprek met sy disippels. En dan sê Thomas vir hom in vers 5, Here, ons weet nie waar u heen gaan nie. Hoe kan ons die weg daarheen ken? Ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons die weg daarheen ken? Dan antwoord Jesus die hele groep disippels daar met die bekende woorde, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Thomas wil saam met Jesus gaan. Thomas is bereid om saam met Jesus te sterf. Ja, hy besef nog nie dat Jesus die weg self is nie. Maar duidelik is Thomas nie iemand wat wonder oor iets nie. Hy vra prompt uit, Jesus, waarheen gaan nie? Hoe kan ons ook daar uitkom waar u is? Hy wil weet en sal ons agterkom. Hy wil ook voel. Ons vind nou vir Thomas saam met sy mede-disippels. Ek glo hulle het hom gaan opsoek nadat Jesus aan hulle verskyn het. Vir hom gesê, Thomas, ons het die Here gesien. Dan selfversekerd sê hy, ek sal eers glo as ek sien en voel. Ek sal eers glo as ek sien en voel. En dan as Jesus aan hom ook verskyn, daardie wonderlike belydenis, dat hy sy hele lewe voor Jesus neerlê, homself oorgee aan God, dat hy die kragtigste belydenis uiter, wat enige iemand nog oor Jesus geuiter het. My Here en my God. Daarom sal ek nie vir Thomas oordeel nie. Ja, ons weet nie waar hy daai eerste aand was nie, dit maak ook nie saak nie. Jesus kom staan daar tussen daardie 10 disippels van hom, maar ook 'n paar ekstra mense, want ons weet die vrouens was deel van daardie kring gewees. Hy kom staan daar tussen hulle, hy gee vir hulle sy vrede. Hulle is bang, ja, dalk selfs bang vir Jesus, want hulle het hom in die steek gelaat. So as Jesus nou lewe soos Maria kom getuig het, wat dink Jesus van ons? Ons wat hom in die steek gelaat het. Verseker ook bang vir die Joodse leiers. Gaan hulle ons ook omvang? Gaan hulle ons ook kruisig, ons wat volgelinge van Jesus was? Maar dan kom Jesus, hy gee vir hulle sy vrede en hy gee vir hulle 'n nuwe opdrag. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En weet jy geliefdes, dis 'n besonderse moment hierdie. Tot op hierdie oomblik was hulle net disippels. Disipel wat ons direk kan vertaal met leerlinge van die rabbi Jesus. Volgelinge, leerlinge van die rabbi. Maar nou word hulle apostels. Die woord apostel beteken gestuurde. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hulle, as Jesus se volgelinge, disippels, leerlinge, word nou gestuurdes. Hulle moet nou die werk van Jesus gaan voortsit en dan ontvang hulle die Heilige Gees om hulle daarmee te help.
Nou daar's verskillende verduidelikings oor wat hier gebeur. Is dit nou 'n vroeëre uitstorting van die Heilige Gees net oor die disipelkring? Dis moeilik om dit te verduidelik as Jesus oor hulle blaas en die Gees van God oor hulle blaas en sê, ontvang die Heilige Gees. Johannes skryf nie verder van 'n uitstorting van die Heilige Gees as juis hier nie. Hier is die uitstorting van die Gees effens minder dramaties as na Jesus se hemelvaart. Dit lyk ook nie asof die uitstorting van die Gees so groot invloed het op die disippels soos op Pinkstersondag, toe hulle onmiddellik begin preek en mense tot bekering kom en in al die tale van die bekende wêreld praat nie. Nee, hier vind ons hulle nou 8 dae later weer agter geslote deure bymekaar. Die disippels is nog nie apostels nie. Hulle het nog nie uitgegaan en gaan vertel dat Jesus leef nie. Hulle is maar weer daar in dieselfde vertrek bymekaar met die deure gesluit, steeds bang, en nou is Thomas ook daar. En nou kom Jesus weer in hulle midde staan. Hy kom weer deur die geslote deure tot in hulle midde. Vrede vir julle. En dan draai hy na Thomas toe. Hy kyk vir Thomas in die oë. Hy nooi hom uit en sê, kom doen wat jy wil doen. Kom druk jou vinger in die spykergate. Dis eintlik nogals erg hoe Thomas dit sê. Ek wil my vinger, my hand, indruk in die wonde. Ek wil nie net voel nie. Ek wil dit indruk. Hy wil regtig seker maak dat dit Jesus is. Jesus wat aan die kruis gesterf het. Jesus wat die spykers deur sy hande gekry het en die spies in sy sy. Was dit net 'n emosionele reaksie? Was dit die reaksie van iemand wat regtig sy geloof wil beleef? Was dit die reaksie van iemand wat regtig nie kan glo dat Jesus lewe nie? Maar nou, met Jesus voor hom, met Jesus se oë wat op hom rus, met Jesus wat Thomas se woorde feitelik woordeliks herhaal, amper asof Jesus in die vertrek was, toe Thomas gesê het, ek sal nie glo nie. Nou is dit Thomas wat dit nie doen nie. Thomas gaan nie na Jesus toe en voel aan die wonde nie. Nee, Thomas gaan oor tot aanbidding. Hy bely sy geloof, maar dis baie meer as net 'n belydenis. Dis 'n totale oorgee aan God. Soos ek reeds gesê het, om Jesus jou Here te noem, om Jesus waarlik God te noem. Dis die eerste keer wat iemand dit bely. Ja, U is die Seun van God, U is die Messias wat kom, U is God self. My Here en my God. Dit neem ons soort van terug na Johannes 1 toe. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Ongelowige Thomas. Nee, gelowige Thomas. Doen vir die eerste keer iets wat geen disipel nog ooit gedoen het nie. Hy noem Jesus my Here. Hy noem Jesus my God. Hy gee sy lewe weg. Hy sterf saam met Jesus. Ja, hy het aanvanklik gesê, kom laat ons gaan en sterf saam met Jesus. Nou sterf hy aan homself. Met die belydenis, my Here, gee hy sy lewe oor aan die Here en sê, Here, nou is U in beheer. Hy sterf aan homself. Die opstanding tot die nuwe lewe word nou vir Thomas 'n realiteit. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe skepping, sê 2 Korintiërs 5. Geliefdes, daarom dink ek,
hierdie is nie eintlik 'n verhaal oor Thomas se ongeloof of dan nou geloof nie. Nee, dis 'n verhaal van God, van tweede kanse en oorbegin. God wat ook vir Thomas roep en sê, kom voel, kom kyk. Van God wat ons lewens nuut maak, vir ons die opstandingslewe kom gee. Wat het hierna met Thomas gebeur? Daar's 'n legende wat ons nie kan verifieer nie, maar daar is ook 'n waarheid wat ons kan verifieer. Dit lyk asof Thomas hierna tot in Indië gereis het en die kerk in Indië geplant het. Want toe Vasco da Gama in Indië aankom, het hy in 1498 die kerk van Sint Thomas in Indië gevind. Die legende vertel dat Thomas reeds in 52 na Christus na Indië gereis het en die kerk daar gevestig het, en dat hy in 78 na Christus 'n marteldood daar in Indië gesterf het. En bykans 1500 jaar later vind Vasco da Gama die kerk van Sint Thomas in Indië. Geliefdes, hierdie verhaal van Thomas wil vir ons leer dat geloof, ja geloof wat 'n gawe van God is, deelnemend is. Soos wat Jesus vir Thomas nooi om te kom voel, te kom vat, sy vinger in die wonde in te druk. Kan ons sê dis deurleefde geloof, deurtastende geloof, van God wat hom help om te glo, om raak te sien dat hy lewe. Daar is baie dinge wat 'n mens net deur geloof kan begryp en verstaan. Geloof groei ook na mate ons die Here beter en beter leer ken en groei in ons verhouding met God. Geloof groei in hierdie verbintenis aan die lewende Here. En ja, ons, die gelukkiges, die geseëndes, ons het wel nie vir Jesus gesien in lewende lywe soos die disippels nie, soos Thomas nie. Maar nog steeds het ons nie blinde geloof nie. Ons beleef Christus in geloofsgemeenskap. Ons beleef Christus in die sakrament van die doop en die sakrament van die nagmaal. Ons beleef Christus in mekaar se geloofsverhale, en hoe ons dit deel, dat die Here 'n lewende werklikheid in ons elkeen se lewe is. Ons beleef Christus deur die Gees se werking in ons lewens. Daarom het ons nie blinde geloof nie. Daarom is ons werklik geseënd. Geliefdes, en mag dit ook vir ons bring by aanbidding en belydenis en totale oorgawe soos Thomas. Sien dus vandag Thomas se oorgawe raak. Nie sy ongeloof of twyfel of sy klein geloof nie, maar sy volle oorgee aan die Here. En mag die Here deur sy Gees ons help om vandag vir Jesus, die opgestane, gekruisigde Here, raak te sien, oral rondom ons, waar hy aan die werk is, en oorgegee aan hom te lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Thomas, ja, ons kan hom dapper Thomas noem, bereid om saam met U te sterf. Maar Here, ja, ook dapper Thomas. Here, want hy val voor U voete neer, met die belydenis, my Here en my God.
Here, want om ons lewens aan U oor te gee, Here, sonder om iets terug te hou, Here, dit vra ongelooflik baie van ons. Maar Here, deur U Gees is dit moontlik. En o Heilige Gees, help U ons om elke dag hierdie oorgawe uit te leef, om oorgegee, werklik oorgegee aan U te lewe. Here, help ons om dit uit te leef, elke dag, oral waar ons gaan, teenoor elkeen wat ons pad kruis. Here, want ons is U apostels, ons is gestuurdes, Here, wat U lig moet laat skyn in 'n donker wêreld. En alleen as ons oorgegee aan U lewe, kan ons dit regkry. Here, help U kerk, dit is ons, U gemeente hier in Grootbrak, elkeen van ons, Here, om dit te doen. Here, om hier waar ons is, maar ook tot aan die uithoeke van die wêreld, U lig te laat skyn. Here, mag ons U vrede bring, soos wat U vrede vir ons gebring het. Here, daar waar daar soveel oorlog en geweld in hierdie wêreld is, soveel magsig, Here, mag ons as U kinders U vrede elke dag uitleef. Here, ons bid vir ons gemeente, vir elke lidmaat, Here, hulle wat siek is en onder behandeling is, Here, dat U hulle sal help en sal bewaar. U hand van genesing oor hulle sal hou. Here, ons bid vir die naderende bazaar, waar die tyd min raak om alles gedoen te kry. Here, bid ons vir elkeen betrokke. Here, en mag dit wees tot die eer van U naam, ons saamwerk en meewerk met mekaar. En dat die bazaar een heerlike saamkuier met U en medegelowiges sal wees. Here, wil U dan nou ook vir ons lei in hierdie week wat voorlê, om te lewe tot die eer van U naam. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Afkondigings, NG Kerk Grootbrak Rivier, 12 tot 19 April. Woensdag 15 April 2026, Seeds of Hope en die ondersteuningsbediening bied bingo aan in die kerksaal om 10:00, slegs vir persone wat bespreek het. Die blokbyeenkoms van blok 16, Hirschham, vind om 1800 plaas by Barbara Gericke, Franklinstraat 22, Yuri Vermeulen, 072 316 9562. Geen kooroefening. Oefening hervat weer Woensdag 29 April. Sondag 19 April, erediens om 9:00, Dominee Frans Hanke, Kleuterkerk in die Konsistorie en daar sal kategese ook wees. Synodale offer vir Radio Feba by die deure. Die sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Groenkloof-preek om 10:00, Dominee Frans Hanke, Leefkerk alternatiewe erediens om 5:00 in die kerksaal, gelei deur Dominee Leon Cronje. Bedieninge, eienoomsbediening. Die eienoomsbediening vra dat u asseblief geduldig sal wees met die gat in die plafon. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om foutopsporing te doen en toeganklikheid te verleen vir die herstelwerk van die dak. Die getuienisbediening, wolwedans boodskap, sop en brood.
Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 115 gesinne elke tweede week. Die uitreikdatums vir die 3de kwartaal is 22 April, 26 Mei, 3 en 17 Junie. Behoeftes vir die getuienisprojekte. Die getuienisbediening se uitreik arm na Wolwedans begin 'n kunsvleitprojek en skenkels van die volgendes sal baie help. Skere, ou tydskrifte, Brit, gom, ou waterverf, akrielverf, ou kwassies, inkleurpotlode, naalde, garing en wol. Baie dankie vir u volgehoue belewing, omgee en ondersteuning. Gebedsbediening. Jou gebede maak 'n verskil. As Christene weet ons dat gebed die asemhaling van die gelowige is. Ons weet ook dat ons niks kan doen sonder die Here nie. Daarom bid ons ook vir die gemeente en vir mense wat siek is of swaar kry, maar ook vir gemeentelike bedrywighede en werk wat gedoen word tot aan die uithoeke van die aarde. Ons weet dat daar lidmate is wat die gawe van voorbidding het. Daarom wil ons u nooi om daar waar jy is as voorbidder in te tree vir gemeentelike gebedsversoeke. Spesifieke gebedsversoeke sal per WhatsApp aan u gestuur word. Indien u betrokke wil raak, tree in verbinding met die kerkkantoor om jou kontakbesonderhede deur te gee. Hierdie gebedsversoeke vervang nie die maandelikse gebedsgids nie. Ons wil egter meer en meer 'n biddende gemeente wees, wat altyd staat maak op God se leiding en krag. Kom bid gerus saam. Omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak Corrie Pieters 082 327 9527. Ondersteuningsbediening. Want ek het die ellendige gered wat om hulp geroep het en die wees en hom wat geen helper het nie. Die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom en die hart van die weduwee het ek laat jubel. Job 29 vers 12 tot 13. Ons voorsien hulp in die vorm van onder andere rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensaames. Want dit is God se hart vir die wees en die weerloses. En as gemeente is dit ook ons hart vir ons medemens en ons gemeenskap. Kontak vir Rihanna Breers 081 039 8853 of vir Het Jansen van Rensburg 082 928 9625. Neem kennis. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Sanay Viljoen en Dominee Leon Cronje besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. 'n Seisoen van konflik, 'n seisoen van geleenthede. NG Kerk Groot Brakrivier nooi uit na ontbyt en geleentheid vir saamgesels oor die onrus in ons wêreld. Wanneer? 30 Mei, 8:30 vir 9 uur,
in die kerksaal en die koste is R75 per persoon. Die spreker, Mike Boernhardt. Mike was 25 jaar betrokke by geopende deure en is tans by die Logos Ascending Consultant, Dia Logos Ascending Consultant en analitiese strateeg werksaam. Hy is ook die stigter van In Context International, mediabediening wat wêreldgebeure vanuit 'n koninkryksperspektief interpreteer. Antwoord asseblief teen 22 Mei by die kerkkantoor, telefoon 044 620 2205. Truitjie projek. Dis weer tyd om te brei. Ons vra almal wat wil om vir die projek te brei. Hierdie jaar soek ons enige breiwerk van babagoedjies tot truie vir Peters, kleuters en as jy kan sien ook groter truie. Ons sal die verspreiding doen waar die behoefte groot is. Renay Foster 082 338 2364. Dis weer tyd vir die gemeentefees. Die gemeentefees is Saterdag 2 Mei 2026 vanaf 8:00 tot 12:00. Gemeentefeeslyste sirkuleer tans. Bydraes kan ook by die kerkkantoor of deur die internet inbetaal word. Enige bestanddele is ook baie welkom. Dui dit asseblief op u lys aan of kontak die betrokke persone. Die bestanddele moet asseblief 'n week voor die gemeentefees by die betrokke saamroeper of by die kerkkantoor ingehandig word. Ons rekening is NG Kerk Groot Brakrivier, FNB, rekeningnommer 530 831 86511. Die takkode 210314. Indien u 'n EFT doen, moet u dit asseblief as G-fees en bloknommer en van merk. Indien u graag wil betrokke raak of 'n skenking wil maak, kan u asseblief die volgende persone kontak. Roosterkoeketafel. Ons noem hom kole en konfyt. Vars van die kole, vuurwarm, stoomtrek lekkerte, soos net 'n roosterkoek kan wees. Heel klein R20, konfyt R25 elk, kaas R25 elk, konfyt en kaas R30 elk, hoendermayo R30 elk, curry mince R35. Ons benodig mense wat 1 pot curry mince en 1 bak chicken mayo kan voorberei. Asook mense wat bereid is om by die roosterkoektafel te help op die dag van die bazaar. Kontak vir Pieter van der Merwe 082 920 2662. Dan het ons die wit olifanttafel en die naam van die tafel is skatte en snaaksighede. Kommervrye koop met reuse winskoopies, iets vir elkeen. Skenkings welkom by lokaal 6, Maandag, Woensdag en Vrydag. Kontak vir Annelien de Swart 082 495 5011. Die boeketafel. Kom sniffel rond tussen pragtige tweedehandse boeke. Lees en lag en leer. Skenkings welkom by die kerkkantoor. Weereens Maandag, Woensdag en Vrydag. U kan ook vir Annelien de Swart daarvoor kontak 082 495 5011. Dan het ons 'n smellekker nageregtafel wat ons noem ons soetsondes. Nog steeds die beste in die weste. Puddings en nageregte teen net R18 per bakkie. Indien u pudding skenk, dui asseblief net aan of dit 'n warm of koue pudding is. Roomys en foliebakke is beskikbaar. Kontak vir Dirk en Dorette Visser 082 416 3281. En dan weer ons curry en rystafel wat ons noem curry 'n bietjie.
geurig en vol huislike smaak. Ouma sou trots wees. Skenkings van rys sal waardeer word. R40 vir 'n lekker groot porsie. Kontak vir Barbara Gerke 082 411 122 of vir Corita de Pre 084 265 9487. Society-tafel, Stok en Smil is ons naam daarvoor. Ons skakel hoenders om in 'n feesmaal op 'n stokkie. Perfek gebraai en propvol geur. R18 per society. Kontak vir Eddie 082 920 1829. Dan kom ons by ons jaffels. R25 elk. Kom geniet ons kraakvars jaffels met geurende maalvleis vir oud en jong. Wenk, jaffels kan gevries word, kan skoolpouse 'n lafenis wees en bejaardes 'n maaltyd soos van ouds. Kom koop en geniet. Kontak vir Whitey van der Merwe 082 771 0887 of vir Corrie Pieters 082 327 9527. Ons teetuin, koek en klets, dis ons naam daarvoor. Kom sit onder die sambreel en geniet 'n koppie tee of koffie met 'n stukkie vars gebakte koek. Enige bydrae van gebak sal waardeer word. Pryse en kontakpersoon sal volg. Pannekoektafel, strooi en rol. Ons pannekoeke is sag, warm en vol geur. R7 elk. Kontak vir Elsie Richards 082 887 6712. Die groentetafel. Kraakvars natuur lekkers. Vars uit die tuin. Gesond, geurig en geen preserveermiddels. Kontak vir Renay Foster 082 338 236. Dan die jam, Jesus and me, die kindertafel. Kom geniet jou gate uit. Ons benodig asseblief geldelike bydraes. Spesifiseer asseblief dat dit vir die kindertafel is. Lekkers of oulikhede om op die dag by die kindertafel te verkoop, asook skenkings van tweedehandse speelgoed vir ons tombola tafel, skenkings van tydens kantoorure by die kerkkantoor afgegee word. Tannie Tanya Hewitt 066 232 6704. Lewerkoekies, slegs vir voorafbestelling en om Saterdag af te haal. Groot 9 cm deursnit teen R10 elk of 6 vir R50. Bestelling sluit Maandag 28 April. Hulle vries baie goed. Kontak vir Corrie Pieters 082 327 9527. Dis ons gemeentefees 2 Mei. 'n Nuwe afkondigingkie NG Kerk Beaufort Wes Moedergemeente. Lam uit die hartjie van die Karoo teen R130 per kilogram. Heel lam, half lam, boutdeel, chops, alles chops. Boude en blaaiheel, rest chops. U bestel soos wat u goeddink. Kontak vir Jaco by 082 576 9344 om jou bestelling te plaas. Bestelling sluit 20 April 2026. Daar sal ook 'n vleistafel by die gemeentefees wees. Bazaar hoogtepunt, potjiekos kompetisie. Kom wys jou kookvernuf. Reëls, bring jou eie pot en bestanddele. Moet genoeg wees vir 12 tot 15 mense. Pryse vir die beste potjie. Beoordeling R12.30. Daarna eet ons lekker saam. Koop 'n kaartjie R100 per bord en kom eet saam. Of skryf nou in. Kontak vir Roan Viljoen 082 762 0003.
Potjiekos kompetisie, bazaar hoogtepunt. Ons nooi almal uit om deel te wees van 'n splinternuwe hoogtepunt by vanjaar se bazaar, ons potjiekos kompetisie. Skryf in as jy lus is om jou kookvernuf te wys en 'n heerlike potjie voor te berei. Reëls en riglyne. Elke deelnemer of elke span moet hulle eie pot en toerusting bring. Deelnemers voorsien hul eie bestanddele. Jou potjie moet genoeg wees vir 12 tot 15 mense. Deelnemers moet ook aandui watter tipe hulle potjie beplan om te maak. Daar sal pryse wees vir die beste potjies. Beoordeling 12:30 waarna almal saam kan eet en geniet. Kaartjies, gemeentelede en besoekers kan kaartjies koop teen R100 per bord en so deel wees van die potjiekos ervaring nadat die beoordeling afgehandel is. Kom wys wat in jou pot steek en wees deel van die pret. Potjiekompetisie benodighede. Ons is besig om die potjiekos kompetisie vir die bazaar te reël en het 'n paar benodighede daarvoor waar ons baie hulp sal waardeer. Potjies nommer 4 groter, braaiers, vuurmaaktoerusting indien enige gemeentelede bereid is om dit vir die dag beskikbaar te stel, persone wat kan help met die reëlings en opstel. Kontak as jy kan help met enige van bogenoemde vir Roan Viljoen 082 762 0003. Baie dankie vir almal se bereidwilligheid en ondersteuning. Dit gaan 'n baie lekker toevoeging tot die bazaar wees. Ons webwerf, ons herinner u net weer daaraan, nggrootbrak.co.za, 12 April 2026. Erebediensbediening, kry die skakel na die YouTube erediens van 12 April deur Dominee Leon Cronje. Getuienisbediening, die nuutste nuusbrief van Lenet uit Madagaskar sal daarin wees. Die nuus uit die Oekraïne na Michelle se veilige terugkeer. Bybelstudiereekse, skep asem vir vandag, is 'n goeie begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is stap saam met Christus. Die weeklikse afkondigings as ook lief en leed is op die webtuiste indien jy wil seker maak van enige iets. Dieraars Dominee Shanay Viljoen, Dominee Leon Cronje. Die adres vir ons kerk, Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525, telefoon 044 620 2205. Ons webwerf adres weer https://www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here hier in ons gemeente.